alles goed in my is te dank aan God en die res is my skuld. As jy God 'n equation haal, het ek probably net so lang goed gekies. So ek is nog baie opinionated en goed, maar soos ek gesê het daarby, ek is wel bewus dis 'n double-edged sword en dat ek net so messed up is. Soos die volgende. Amen. 'n Christen wat kan admit dat hy lauwarm is, soos jy is nie lauwarm nie. Ja. Dis mooi. Die Bybel is actually legit. Daar is 2500 manuskripte van waarin Jesus byvoorbeeld al net Jesus voorkom. Jy weet sulke goeders. Dis cool facts, né? Ek dink dis Jordan Peterson wat ek glo dit gesê was. As jy nie 'n God het, jy weet, identify nie, dan you're gonna worship something. Ja. Obviously. Wes Af het gesê hy is versigtig vir 'n show soos The Chosen, want jy loop die risiko om Jonathan Roumie te begin sien as Jesus. Maar ons love idolizing. So, en as jy nie 'n konkrete truthful idol het nie, dan gaan jy iets idolize. Ja. Dis 'n soos 'n wil ek sê 'n kruis wat ek versigtig is. Maar ek weet ons moet, maar om hom werklik op te tel is no joke. Ek wonder of is dit, want jy call jou eie blaf. Ja. En as jy dit nie bedoel nie, gaan jy weet. Ja. En toe ek in die begin, ek moes dit vir 21 dae try uit elke dag. At least een keer. En toe ek in die begin sukkel om dit te doen, toe ek het eers net, al wat ek kon regkry is uit God se boosheid, asof God dit vir my sê. Was die age old lie van die slang, dat jy God kan wees sonder God. Ja. En jy kan nie, dis die klip. Ja. Wat ons moet opbou. Dis kort om meer is net is vir hulle. En die ding is ook die duiwel sal jou ook baie goed geken, so ou soos ek is 'n self-target vir hom, en hy 'n vraag soos daai, en God het regtig gesê, ek gaan sit en soos you know what I mean? So dis waar die Bybel jou authority terug gee deur God. Ja. Dis nie jou authority nie, maar dis al jy God se authority kan access is dit Bybel. Maar nou, wanneer die separation gaan gebeur, dan weet jy wat jou taak is. Dan as jy gaan as Christian, then it says something. Presies. En ons praat net oor die Here, soos wat ek en jy nou gedoen het. En dit was een van my, dit was so opbouend en stigtend vir my, net soos wat hierdie nou was. Soms het ons net nodig om excited te raak oor die Jesus. Ja. Ons is nou op topics wat definitief mense, jy kan ook so 2 of so van hulle raak en die 4de een is waar iemand wat iets sien en dan sit 'n comment op tyd. So kyk, bring die comments, ek like it. Hey, julle, goeiemôre. Welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Dit is altyd lekker en 'n voorreg om terug te wees hier by julle en ja, is lekker om in die ateljee te wees. Ja, begin nou regtig soos 'n Afrikaner klink. Al die mense wat my grief gee omdat ek Engels praat op my show. Ek lag die ander dag, kyk ek weer so 'n episode van Peach, daai prating. Dat was nie redelijk. Nee, ek lag so vir daai ou se taal. Hy het letterlik sy eie taal ontwerp baie toe. Maar anyway. Ek wil julle verwelkom en ek wil net vir julle sê dankie dat julle ingeskakel het. Ons het 'n cool chat vandag. Ons weet nie regtig waaroor ons gaan praat nie, maar dit is soos elke ene. Dit gaan oor stories en ons hoop hierdie stories kan vir julle hoop bring. En ja, ons is 'n aanlyn bediening, so julle kan ons ondersteun eenvoudig deur om te like of te comment en te subscribe en dit help ons om hierdie video's voor meer kykers te kry. So as julle dit wil doen, sal ons dit baie waardeer, maar gaan julle nie lank besig hou met 'n intro nie. Ek het vir Roan Graaf vanoggend hier by my en ek en hy het eintlik nou ons sê nou ons grap, ons het nou hier op die stoep gesit voor ons begin opneem het en ons het eintlik al die hele episode gedoen sonder om te rekord. Maar ja, welkom en help my om vir Roan te verwelkom. Thanks buddy, dankie dat jy kon kuier het. Dit is lekker om te praat. Ja, het is lekker om jou hier te hê, man. Ja. Ek dink ons het al voorheen kontak gemaak. Ek weet net ek jou al genooi op die show. Nog nie. Nee, okay. Maar toe Miles vir my sê, wat van Roan? Dus ek sê, nee, ek dink ek het hom al genooi, maar
Nee. Want Miles help my nou so loukie. Nie Ja, eintlik loukie nie. Hy het net vir my, ek het net vir hom gesê, dude, ek het hulp nodig. Soos kan jy my help en hy sê Dis cool. anytime want hy het al 'n paar gaste vir my gestuur. Hy stuur gisterand vir my, sorry julle is nou 'n side note hierdie. Maar julle ken nie al ons chat, maar julle is welkom om deel te wees van dit. Hy stuur gisterand vir my 'n boodskap nee uit vir Jake Lurs van ABR, August Winsred om message om op die show te kom. Ek sê dude, ja, dis al wat ek gesê het. Ek het net gesê imagine. Ja, imagine dit. Imagine, ou. Mense weet nooit, die wêreld is klein soms. Dit is. Soos mense weet nie want die song het nog nooit uitgekom nie, maar in COVID het Janie by vir ek het nog steeds nie mense van iets met die Billy Rafael. Hy het 'n song akoestiek wat definitief al baie rond is op ons radiostasies en goed. Hy het 'n song uit saam met Avicii en goed. So hy's pretty big. Ja. Sy het hom gedm tydens COVID om te vra of hy 'n song sal wil doen en toe stem hy in. Hy het nou 2 keer die kom toer en goeders. En dis so cool. So hy sê nie die klein wêreld is. Dude, net nou sien hy dit en hy sê wow. Jy weet nie, ja. Wie sou daai Mary Montgomery ken jy hom? Nee. Ek dink hy was sy band was For Today. Maar hulle was ook huge, hulle is soos Christian rock band, selfde tyd soos toe Under Oath en daai ouens August Winsred, daai ouens net begin het Norma Jean en so hulle is bietjie meer low-key. Hulle is nie so heavy soos August Winsred nie, maar hulle is ook soos hy gil 'n paar gille en dit is 'n cool band. En toe die ander nag toe luister ek 'n podcast van hom wat hy met Cap Chatfield of so iets praat, so pastoor in Amerika en die ou Mary Montgomery is nou 'n pastoor. So hy het nou soos 'n pastor geword, maar ek message hom toe en ek sê, "Hey dude, ek weet hierdie is soos 'n shot in the dark, maar ek sal dit love om jou te interview. Net om soos jou van jou hele lewe. Hoe interesting moet daai life wees, ou? Soos 'n ou soos hy wat in hierdie massive rock band was en dan word hy 'n pastoor. Ja, dis insane. En net soos ek kan net dink daar's 'n storie daar. Right. Dit touch vir my op goed soos Brian Welsh van Korn. Ja. Jy weet, love daai stories. Ja, hy het fascinating stories, maar hy het al lekker baie interviews gedoen oor. Maar love. Maar dit bly interesting, né? Ja. Dit bly interessant want ek is soos ek volg obviously voor hy nou tot bekering gekom het ek soos ek was 'n groot POD fan. 'n Groot Ryan Rees fan, die skater en Whosoever's movement en I Am Second en al daai stuff wat hulle begin het en hoe hulle ministry uitgebrei het van net soos 'n ou wat besig was of op pad was om selfmoord te pleeg en die Here praat met hom en hy begin hierdie movement en al hierdie ouens kom en soos word net deel van sy ministry en hy dis ook nou soos half intertwined met hulle almal. Okay. Al is hy nie soos ek meen hy's nog steeds in Korn en al daai stuff. Maar dit is my so amazing hoe God mense uit die randomste plekke bymekaar kan bring en dit werk net. Ja, dis waar. Hy het ek het 'n dag gepraat ek met Bella en toe sê ek te praat ons ek het nog al 'n ding deesdae dink ek baie oor die human nature en dit mense net in die steek daar die hele tyd. En toe sê ons mense het die capability om enigiets goed sleg te maak, maar ek voel letterlik net God het die capability om enigiets slegs goed te maak. Deur 'n mens whatever, ek is baie hesitant om krediet te vat as ek deur iets was en dit nou dat ek terugkyk goed uitgedraai het. Ek like nie om dit te sien as ek nie, want ek glo as God nie deel was van my proses nie, het ek definitief nie dieselfde choices gemaak. Ek voel net hy het die capability gee om goed te wees. Ek het so quote gehoor een keer of gelees, ek het op 'n punt op Instagram van daai philosopher
Yes, ek sê vir jou quotes. Ja. Ek dink dat mense naast aan my begin irriteer. Daar's 'n quote. Dis net 'n one-liner. Ja. maar maar daar was een wat iets in die lyn was van alles goed in my is te danke aan God en die res is my skuld. Ja. Ek glo dit vas. Net persoonlik ek dink is maar oor my persoonlike half intimate journey met soos ek sê human nature. Dit voel vir my soos jakkalsies wat jy nie hulle los jy nooit heeltemal uit nie. Daar's oomblikke wat jy 'n head start kry, maar as jy ooit fees loop jy op jou hakke. You know what I mean? En dit is klein bytjies. Ja. Dis niks hektiek net nie. Maar tot dit seer raak. It adds up, soos 'n 1000 snye, you know what I mean? Ja. So kom Solomon sê, beware of the foxes in the vineyard, né? Ja. En ek meen, daar's 'n rede, hy was die slimste ou in die wêreld, verstaan? So daai is 'n ding wat ek voel my so moedeloos al gemaak het en dan die oomblik wat ek so raak, dan besef ek dis probably my ego wat probeer beheer vat en vir my uitpoint waar ek God se approval wel verdien. Verstaan jy? Het jy hierdie reg nodig? En dit is net die ego wat homself dan krediet gee vir die bietjie goed wat daar is en ek voel as jy God in die equation haal het ek probably niks van daai goed gekies nie. Ja, honestly, dis wat ek glo. So ek is nog baie opinionated en goed, maar soos ek gesê het daar buite, ek is wel bewus dis 'n double-edged sword en dat ek net so messed up is. Soos die volgende. Dude. You know. Amen, ek dink dis goed, dis weet jy wat nee, ek soos een van my vorige gaste sit hier en hy sê en hy praat van lou warm en hy sê in die chat ek is lou warm nou, ek is nou lou warm. En ek toe ek dit en toe hy dit sê, toe laat niks regtig in my kop opgekom, jy het geen gedagtes en toe ek dit edit en ek hoor dit weer, toe is ek soos tref. Maar dan weet jy wat, toe kry ek hierdie nie en ek weet eens ek het dit en heel toevallig met hierdie einste ou vir hom gesê ek hoor nie God se stem soos 'n audible stem want ek sê baie keer ek ervaar God sê vir my. Yes. Maar dit is nooit ek hoor sy stem nie. So ek in daai oomblik toe ek daai woorde weer hoor wat hy sê ek is nou lou warm. Ervaar ek soos in my gees hierdie stem wat vir my sê maar 'n Christen wat kan admit dat hy lou warm is juis nie lou warm nie. Ja. Dis mooi, maar dit wys jy hoe baie was van ek voel ek sulke gevalle ek nou sê ek ken nie die Bybel so goed as ek nie, maar in daai ways wat Jesus geoperate het waar hy het so alles so kom en dan net weggestap, mic drop en dan hy dit gelos vir ons om uit te figure vir 'n paar duisend jaar lank. Dit is ridiculous vir my. Maar weet jy wat is die irony is? Hy het actually vir ons die antwoorde gegee in die teks, in die skrif en ons hoef nie eintlik so diep te duik om dit te soek nie. Baie keer soos waar konteks en daai goed belangrik raak is waar dit kom by soos as jy nou in debatte en sulke goeders waar jy konteks nodig het om te kan bewys daar's 'n punt. Jy weet die Bybel is actually legit. Daar is 2500 manuskripte van waarin Jesus byvoorbeeld al net Jesus voorkom. Jy weet sulke goeders. Dis cool facts, né? Ek glo ook nogal ek het net stukkies gekyk van The Chosen. Maar ek weet sover ek hoor was daar baie actual historians ook betrokke om seker te maak dis accurate. En dan gee dit zeg maar show so captivating is want jy kry insig vir ouens wat nie die Bybel extremely gestudy het om mis 'n paar details wat goed soveel meer profound maak. Soos kom ons dink daar's iets van ek moet nou verseker. Maar daar is sulke stories, you know what I mean? En dan as jy regtig konteks kry oor die tyd en die reels en hoe 'n statement soos dit perceive sou wees, dan sê jy soos wow, daar's way meer levels tot die goed wat gebeur het daar. En ons klik dit nie at first glance nie, maar as jy die tyd gegaan het
as jy net hoor hoe 'n storie aangaan, maar jy weet om so iets te gesê daai tyd het dit beteken. Yes. Dan is dit soos, Ja. okay, wow. Ja. Daai en dit so die cool ding van my show was dit het dan sulke goed op, right? Maar die ander ding wat ek genoteer het, nie ek dink ek het met was dit Rihanna of iemand oor gepraat oor die show. En iemand het gesê hulle het agtergekom dat dit is so maklik om daai akteur te begin idolize. Ja. Dis Wes Af het dit gesê. Hoor reg. Wes Af het gesê hy is versigtig vir 'n show soos The Chosen want jy loop die risiko om Jonathan Roumie te begin sien as Jesus. Maar dit wys jy hoe goed is daai show reg execute. Ja. Want as dit nie goed was nie, dan was dit soos no threat. Exactly. Maar dis one thing to be mindful of, want ons is dis een ding wat humans net ook bias is ek bedoel. Kyk soos daai ding van die quiz standbeeld, like ons love idolizing stuff. So, en as jy nie 'n concrete like truthful idol het nie, dan gaan jy iets idolize. Ja. It's gonna happen. Ja. Ons is gemaak om dit te doen in 'n sense. Absolutely. I think it's Jordan Peterson wat ek gehoor het dit gesê het was as jy nie 'n God het, jy weet, identify nie, dan you're gonna worship something. Ja. Obviously weet nie. Hy het dit gesê, hy sê everyone worships something en it's just the difference of what we worship, verstaan? En dis inescapable, dis in ons coding, Ja, dit is ek meen dit is al hele cliché van die God-shaped hole in our hearts. Ja. En dit is so eintlik, dit is so cliché en dit klink so corny en maar dit is baie kom ek agter nou ek's nou 32 en ek het maybe ek dink ek al 3 grys aan met my baard en ek dra hulle met trots. En it starts. Ja, ek kan sien hoe ek gaan in my dae eendag en daai lines voel en dan nie 'n veervoer die eye rolls kry nie. Maar is clichés. Ek kom nou weer terug na clichés en as ek soos is 'n cliché, wel dis is 'n sê ding vir 'n rede. Dis so profound. En dan sê ek soos ek refer na die cliché toe in 'n ding en altyd met 'n disclaimer. Hier is cheesy, maar daar's jy weet daai sê goedjies is daar vir 'n rede. Dit het nie 'n sê ding geword. Ja, per definisie nie. Ja. Dis een van daai so profound truthful goed dat dis amper 'n dingetjie al. Ja. Maar as jy gaan stil staan op hom dan is dit soos wow, is actually so truthful. Dis waar. Ek love dit. Dis waar. Dis baie cool. Ek het so hierdie God-shaped holding net om gou terug te kom na dit toe. Ek het 'n theory wat ek nogal dink jy sal geniet as omdat jy nou in die music industry is. Maar ek het hierdie theory, jy weet hierdie doomsday movies, hierdie apocalypse flicks. Wow. En dan sit altyd soos die zombies invade of een of ander outbreak, maar dan sal altyd soos hierdie mayday signal wat gestuur word. Jy weet soos ek het hierdie een storie gekyk van, ek dink dit was ietsie van ek kan nie onthou of die ding se naam, so 'n Netflix movie man. Maar dis monsters. Dis nie so zombies die jy weet die algemene apocalypse van zombie outbreak of ietsie nie, dit was soos monsters neem die aarde oor. En hierdie die mayday signal in daai movie was soos 'n song. En dit was vir my so cool toe ek die movie kyk, toe kry ek hierdie prentjie van hoe want die Bybel sê ook creation sings of God's glory. En ek kry hierdie prentjie van toe ek daai twee nou bymekaar sit van daar is hierdie mayday signal wat elke dag, elke sekond, elke oomblik uitgestuur word deur humanity wat God mense terugroep na hom toe en sê kom huis toe, hier's dit veilig. En as jy net die frekwensie reg kry en dan hoor jy daai ding deurkom en dan sit so epiphany. En dis wat met my byvoorbeeld gebeur het met hierdie sang, toe ek hom sit en luister een aand en die Here, jy weet dis asof ek die frekwensie net reg gekry het en die sang praat met my siel en ek is soos wow to me, right? Dis is wat is jy besig om te doen en jy huil en snot en traan en dis is Here vergewe my vir al die krap wat ek aanjaag en die manier hoe ek leef en ek wil huis toe kom, right? En dis wat hulle sê in hierdie sang en aan die einde skree hy, dis hierdie deel. Want hy skree Jesus I'm ready to come home. Dit is wow, hierdie sang
Nee, dis maar net 'n hypothetical. Dis nie die prentjie wat ek het. Eerder as ek heart-shaped hole, dis 'n receiver wat jy in jou het. En daai ding tel die signal op die hele tyd. En as jy nie by God is nie, dan soek jy altyd iets. Jy soek dit by iets. Jy soek daai safety oral. Ja. En daar's net een plek waar jy dit kan kry. Dis waar ons doen dit in soveel aspekte van ons lewens. Jy doen dit dalk in 5 nie, maar daar's tweeetjies wat jy definitief miskyk. Sien nou maar daai God-shaped hole nou. Ek dink mens kan dit even in verhoudings chase. You know? Absoluut. Of in 'n career. En dit kan ja, dit hoef nie noodwendig 'n sin te wees nie. Right? Dit hoef nie iets wat ons sien as sin soos die ding wat ek dink die hol gaan vul. Ja. En dan doen hy nie en dan on to the next, I guess, tot jy eventually besef ek stuur die lot. Wat nou? Wat is al oor? Ja. En cool ding is Jesus het tyd, so hy sal wag tot die deur hulle is en dan sal hy gaan raai. Hy het tyd. Die sad ding is ons het nie al die tyd nie. Maar ek dink hy orkestreer goedjies mooi. Nee, hy het. Daar's 'n rede hoekom kruis so groot deel is van die gospel. Ja. En ek voel as jy ek like ook om aan God te dink as 'n skrywer, so 'n creative writer. En ek is soms dan soos wanneer ek angstig raak, so omdat ek besef ek het die pen in my hand en ek is besig om te skryf en dit klink weer super cheesy. Maar dis waar, want ek bedoel pen in my hand in die sin van ek wil 'n ding my way doen en ek weet my ouers en my pelle baas met in die ding behou en do it my way and I want to suffer the consequences there. Dis hoe ek is. En ek het van dit te veel doen en besef ek ek weet min goede anyway. Van wat eternally even net vir die lifetime my gaan vervul. Ja. En die goedjies wat ek weet God op my pad gesit het, vervul my nog tot die dag toe. Ek bedoel soos musiek en die geleenthede wat hy my gegee het, dit is soos hierdie evergreen tipe stuff wat hy vir jou gee. En dit gekom van hom af, niks van my doen en laat. En toe besef ek net as ek angstig raak omdat ek try skryf. En ek moet net gaan soos die ding. Ek like that. Super scary though, weer eens 'n double-edged sword. En is cool doen jy ding, maar ek gaan wees soos ek weet hoe erg jy weet pride en joy vind jy in daai gitaar. Gee hom weg. Hy kan dit doen. En dan sit dit maar dis wat ek besef het, ek het deur Peach hierdie podcast ontdek van sulke dit is 'n ou James Finley. Ja. En hy discuss dan soos Christian of Catholic whatever mystics en goeders, dan discuss hy hulle. Wat is die channels dan? Turning to the Mystics. Ek dink ek het dit al gecheck. Nou, of geluister. Ja. En daar's 'n ou Meister Eckhart. Ja. Wat hierdie hy het soos ek dink hy het teologie of filosofie of iets in daai sin geteach ook. Maar in die 1300s geleef. Sure. So hy leef nie meer. Nee. En hy het gegaan hy het 'n paar ek het toe 'n boek van hom na die podcast oor sy teachings geluister het waar James Finney oor dit praat. Toe kry ek 'n boek van sy selected writing, so dis is 'n bunch of goedjies en dan 'n bunch of sermons. En hy het in ek dink hy het in Italian en in German. Of Latin en German. Yes. Sy twee goedjies. Maar dan het hulle dit mooi vertaal. Ja. Maar daar het hy gegaan en gepraat oor true obedience. Yes, en ek sal 'n bietjie vir jou na hierdie podcast 'n paar goed stuur. Ek het baie keer dat ek soos ek dit lees, dit vat 'n wyle om hulle hierdie ouens wat soos oor hierdie mystics en goed praat, hulle het so language. But at first glance toe ek daai podcast luister, ek moes dit soos 2-3 keer 'n episode deurluister want baie van dit gaan dit James Finney praat oor dit. Dis is daar's baie keer dat iemand iets sê en jou hart weet is waar. Ja. Maar daar's iets wat jy verstaan dit nie heeltemal nie, maar there's something in you that recognizes it as true. Verstaan jy wat ek sê? En die majority van my podcast voel so. En dan moet jy dit oorluister en dan soos jy gaan, jy weet woorde Google en goed, dan begin dit so settle. En dan sit
die goed wat daai ouens sê, hy was baie cutthroat in soos waar hy praat oor true obedience, en sy true obedience is, daar is nie, ek moet die hele ding vir jy nog goed uitlos, maar daar is ook nie, daar's geen preference in true obedience nie, in die sens van, there's no God, I want this, en daar is technically, sê a prayer uit true obedience uit, wat regtig onderdanig is aan God, het nie God jou wil en niks anders as jy wil nie, en dan ook ek soek hierdie, en ek soek daai, en ek soek daai, en hy het ook nie, ek soek nie hierdie, asseblief nie hierdie, nie daai nie. True obedience is like, jou wil, en dit is, whatever comes, scary. Dis soos wil ek sê, 'n kruis wat ek versigtig is om op te tel. Maar ek weet ons moet, maar om hom werklik op te tel is no joke. Maar is dit nie waar die fear of God inkom nie? Ja. Jy hoor wat ek sê? Ja. Soos weer eens, ek dink baie keer is ons postures, 'n posture wat soos daai ou wat gesê het ek's low. Jy dink dis 'n bad posture, maar eintlik is dit 'n goeie posture. Ja. Ek sê nie om low te wees is 'n goeie posture nie, maar jy wat dink jy's low is 'n goeie posture. Want jy aanvaar nie jou low. Al is dit stap 1, is dit eintlik al stap 3. Exactly. Ja. So dis die ding is soos om so versigtig te wees. En soos jy nou, ek meen, ons het nou voor die tyd daaroor gepraat en jy het nou ook weer genoem van hoe versigtig, jy's opinionated, maar jy's versigtig. Is nie 'n bad posture nie. Fair, ja. Verstaan jy? Dit is eintlik vir my 'n truer posture than most. Ja. En want dit is waar ek ook is sodra jy, want jy sal op 'n punt waar jy besef daar's consequences vir jou woorde en jou actions. Ja, daar is. En jy moet versigtig wees met wat jy sê en selfs wat jy inneem. Ja. Maar so net terug op hierdie wat jy nou gesê het van die podcast wat vir my cool is, soos iets wat ek die season waarin ek is in my faith is know what it means, nee, soos weet wat die woord beteken. En dit klink baie eenvoudig, maar soos as ek sê die Bybel sê jy moet jou naaste lief hê. Wie is jou naaste en wat is liefde? Ja. Verstaan jy nie jy hoor wat ek sê, dis nou 'n simpel voorbeeld en ek wil dit nie in dit ingaan nie want ek het dit in die vorige episode ook behandel, maar kan ek iets draai bylas? Ja, asseblief. Want daar is ook, ek weet nie wat, dit lyk my vandag gaan maar oor double-edged swords vir my, maar daar is nog een, jy sal nie glo nie. Maar the truth is a double-edged sword. So, wat is die punt nou gewees? Ons was op die... Ek het gesê die know the word, jy weet wat dit beteken, daai soos dat was nou om jou naaste lief te hê. Ja, jou naaste. Ja. Want om jou naaste lief te hê soos jouself, right? Ek het in therapy op die punt, die therapist my maak 'n spieël optel en vir myself sê ek's lief vir myself. Wil ek in my oë kyk. En ek het eers net so gekyk en net begin lag. Ja, ek hoor net so, as ek dit nou met, as ek nou deur hierdie uitstapie moet gaan, ek weet nie wat ek sal doen. Yes, dit vat 'n wyle in jou. Voel dit of jy Sims speel in real life, 'n practice charisma. Ja, dit soos, Want hy raai Sims games. Ja. Dan met jy practice charisma, dan gaan staan hulle daar in die speel. Ja, dis legit. En ek wonder hoekom dit so snaaks is want dis ongemaklik. Dit is baie ongemaklik en ek wonder of is dit want jy call jou eie bluff. Ja. En as jy dit nie bedoel nie, gaan jy weet. Ja. En toe ek in die begin, ek moes dit vir 21 dae try stry elke dag. At least een keer. En toe ek in die begin sukkel om dit te doen, toe ek het eers net al wat ek kon regkry is uit God se oë uit, asof God dit vir my sê. Dis so cool, ek kan rol met dit. En toe eventually, toe ek so, maar ek kan nogal insien dat al merit is vir my om dit te kan bedoel. En toe begin ek switch na ek wat ek legit bedoel. Ja. En nou is dit nie meer vir my so weer om net te onthou ek het dit op 'n tyd gedoen het gaan. Nee, ek's lief vir jou. En want so elke keer as jy in die winkel van
Ja, want daai double-edged sword, jou naaste lief hê by being, kom ons maak jou naaste nou 'n buddy. It's very easy in die sens van, as jou buddy sy kar afgeskryf het, right? Dis die laaste ding wat jy gaan doen, is om eers brief gee. Tog as jy jou kar afskryf, is treat jy dit heeltemal anders. Jy weet, dit is so hard op jouself en ek dink 'n ding wat chicks mee kan relate is wat jou voorkoms aan betref. Jy sal nooit met jou vriendin praat die way wat jy met jouself doen in die oggend as jy jouself check vir jou onderlaag op is. Ja. Like, there's no way. Jy weet, hulle sal nie 'n vriendskap hê so. En so nou, dis die case dan van jou en jou inner child's friendship, maybe. You know what I mean? Dis om daai ding so confrontational was, want die naaste liefjes is jouself, is 'n mooi double-edged sword. Ek het remind jou, like jy maak ook saak, en jy moet op jouself so batter terwyl jy die reg langs jou met soveel grace ook hanteer. So dis 'n balance. Ek kom ook agter baie filosofies kom neer op 'n balance van twee goed. Dis nie excessive amount of grace teenoor jouself, maar dis ook nie geen grace nie as 'n mens. En ek wil amper so ver gaan, vir my persoonlik, ek voel ek's beter af om te glo, my warmste warm gaan nog steeds 'n warm wees. Verstaan jy? Nee, dit. Ons verdien nie dit nie, ons kan nie. Ja. En die ego bly ons trauma dink ons kan. Dis die age-old lie van die slang, dat jy God kan wees sonder God. Ja. En jy kan nie, dis die klug. Ja. Wat ons moet op inkoop. En Dis kortom meer is wat ons wil hê. Ek glo wat jy sê. Want ek dink dit is eintlik so profound, maar weer eens so simpel. Ja. Dit is so eenvoudig, maar dit is so profound. Dit klink my so profound, maar dis ook iets wat ek loop al vir, dit voel of dit al jare is met waar mense, jy weet, jy gaan ons maar deur die journeys, hierdie temakies wat stiek met jou vir. Ja. En ek voel myne is baie net hierdie intrigue in die battle van human nature. Net die intrigue van hoe stringy dit is en hoe hopeless dit is as jy dink jy gaan dit self beat. Ja. Jy gaan nie. Jy is in fact die cause van dit, voel ek. Ja, nee, absoluut. Dis wat Paulus sê. Paulus sê nou, ek meen hy skryf 'n hele hoofstuk oor. Sê dit wat my vlees wil, die battle between flesh and spirit, right? Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, dit wat ek nie wil doen, dit doen ek. Voel ek vir my daai. Ja. So dis hoekom ek is opinionated en ek het my daai is verkeerd, daai is reg, of ek hou nie van daai nie, whatever. Maar die selfs weet ek moet dit kan terugval dan ook. Want ek is pretty sure ek raak goed kwyt wat mense dalk offend en goed. En dis dan daar waar ek myself ook maar sal remind, seker, ek sê nie ek is 'n draadsitter op alles nie. So ek sê ek het my goed waar ek dalk verkeerd my standpunt gaan back. Wel daai on dis Ek is opinionated, Ja. maar ek is ook nie blind tot die feit dat ek 'n mens is nie, en 'n mens se beste efforts is maar questionable. Maar ek dink is humble, man. Ek dink dis 'n humble. Ek dink weer eens dis 'n goeie posture. Want dit is iets wat die Here En even om humble genoem te word is ook 'n riskeling, want ek voel vandag se tyd, jy kan ewen dit, as iemand vir jou gaan wees humble, dan hoor jy hoe gaan jy ego. Nou as ek humble. Ja. Jou ego is dit ook net, Ja, hy staan net homself die hele tyd deel op van alles. Yes, jy's reg. Dit weet jy hoe, soos ek moet humbleness is vir my baie meer 'n keuse as wat dit 'n posture is. Ja. En ek dink dis die ding, so selfs ek is nie famous nie. Right, ek is nie hierdie amazing podcast host nie. Ek is net 'n bra hier in sy basement. Ek lag altyd vir Mark daai, ek weet nie of jy hom ken nie, maar hy's ook so 'n YouTube commentator. Hy sê I'm just a guy in my kitchen on a laptop, right? En dis in my so en ek dink dis twofold. En die eerstens dis waar, hy is 'n ou in sy kombuis op sy laptop, maar die tweede ding is hy humble homself elke keer. Want die ou het soos
amper ek weet nie 2-3 miljoen subscribers op YouTube. Hy maak seker $100,000 op. Verstaan jy wat ek sê, maar hy bly in sy humble beginnings en ek dink soos daar's niks fout daarmee om te wil expand en groter en beter. Dit is great. Ek love soos die pursuit of excellence. Dus ek is 'n groot voorstander daarvoor, maar ek dink weer eens dit kom neer op die individu en ek dink 'n ou soos ek, as iemand van my soos as ek iemand met raakloop in die straat wat meeste van die tyd vriende is, want dis maar al wat my show kyk. Nee, ek joke. Maar as iemand van my iets sê oor die show, dan sal ek altyd vir hulle sê, en dit was 'n besluit wat ek gemaak het, dit sal ek altyd vir hulle sê, soos eer aan die Here. Ja. 100%. En ek sê dit nou al so baie dat ek dit actually glo. Ja. Jy hoor wat ek sê? Ja. So dis vir my nie net 'n posture nie, dis 'n choice. Ja. Om te sê, dis nie ek nie. En ek kan eerlikwaar nie credit vat vir die suksesse wat ons al gehad het nie, maar ek kan credit vat vir die failures wat ons al gehad het. Ja. En jy kan credit vat vir die feit dat jy ons nie net die minstukke begrawe het. Ja. In daai sens. Ja. Ek try. If anything. Jy try en ek voel dis al wat God verwag. Nie om het reg te kry noodwendig nie. Dis kan nie. En ek dink daai is 'n journey wat ons almal op gesit word om te besef. Ja. Maar ek voel ek is ook soos ek's beter af om so te voel oor goeders. Dat alles wat goed gebeur in my lewe nie van my afkom nie. Soos ek begrawe dalk nie my minste nie, maar dis die meeste wat ek tafel toe bring. Dus ek's bereid om, maar weer eens is ek daar, want wat is jy bereid om goed te doen wat vir jou in aardse terme nie lekker sin maak nie, maar is deel van die calling, jy weet, so hoe bereid is jy regtig, dis weer eens 'n statement, dis 'n ding wat Jordan Peterson nog gesê het van, en my een pel stem nie soveel saam met wat hy al gesê het, maar hy het al gesê, hy is bang om homself 'n believer, of a follower of Christ, wat, ja, ek het actually daai, dis 'n baie weighted label wat dit is, en daar's 'n baie hectic statement, ek dink dis Karel Jung of iemand wat gesê het, daar was nog net een Christen, en hy was dood op die kruis. Dis 'n wille statement, maar dit is 'n ding, dis net 'n thought, dit is maar net 'n fruitful thought. Ek sê nie hierdie is nou die truth nie, en niemand verdien om labels. It's not fruitful thought, like, verdien jy daai label regtig? Like, vra jouself serious, you know. En hoekom het jy hom opgeneem in die eerste plek? Ja. En ek dink dit is die ding wat Jordan Peterson dalk bietjie blok is. Hoekom tel mense so maklik die label van Christianity op? En ek dink daar is tot 'n mate en in sekere lande, en ons sien dit veral in Suid-Afrika en Pretoria groot, dat Christianity is cool. Verstaan jy, so dat daar is 'n measure of public notoriety wat saam met jou choice kom om 'n Christian te wees. Maar wat as jy in China gebly het? Wat as jy in Mosambiek gebly het? Waar hulle Christene se koppe afkap? Waar die kultuur nie so Christian is. Soos dis die ding wat my konfront die laaste ruk, soos, en dit het met Charlie Kirk het dit vir my reality geraak. Nee, en dit is soos, ek moes regtig myself vra, is ek bereid om te sterf vir my faith? En ek kan nou met soos 100% sekerheid sê, ek is bereid om dood te gaan vir u. Ek al die on this hill, right? Ek sal, whether dit nou eendag is wanneer ek dalk die merk van die dier moet vat, of nou, waar daar iemand in 'n kerk instap en 'n geweer in my kop druk, ek sal vir hom sê, kill me man, ek vat nie daai ding nie, verstaan? Ja, ek dink ook, ek dink ook die Charlie Kirk ding het 'n tyd nou in geasher waar dit nou heavy polarizing gaan. En jy gaan nou inskryf wat full on daai is en full on die, en dit is nou, dit word nou, daai grey area word so kleiner, dit word baie decisive, en dit gaan cutthroat raak. Dit gaan, maar weet jy hoekom? Soos kan ek vir jou sê, hoekom ek dink dit gaan gebeur, want Jesus sê, daar gaan 'n tydperk kom wat ek die wheat van die weed gaan separate, en die skape van die goats, né? The sheep from the goats. So, voor daai separation gebeur,
is dit moeilik om te pinpoint. Ja. So dis moeilik om, as ek verby jou in die straat loop, weet ek nie of jy 'n Christen is of 'n skaap is en ek is 'n goat nie. Veral nie in hierdie normalized Christian society. Exactly. Waar jy net kan gaan, ja, ek's Christian. Ja, En dan exactly. met jou gesprek. Exactly. Ja. Maar nou, wanneer die separation gaan gebeur, dan weet jy wat jou taak is. Dan as jy gaan, ja, ek's Christian, then it says something. Presies. Dis waar. Ons gaan daai tyd, ons betree daai tyd. Ek dink so. 100% die spiritual warfare gaan very much physical begin word. Ja, dit gaan, it's already happening. Ja. Ons sien dit nou in Mozambique en in Nigeria en mense soos Australië is uitgehaal oor truth. Daar word hy nie van truth nie. Jy kan even so truthful wees waar jy dit identify so dat word so en sê ek skuldig daarvan en so you're probably crazy in some way dan om want daar het dit admit. Dis is ja, okay. Like dis wat ek sê is truth is dink ek daar's 'n war on net truth. Ja. Hulle wil die delusion so volop as moontlik. Ja. In enige aspek, al is dit nie 'n decisive kant nie, hulle wil net almal confused en in argumente. En dis wat die duiwel doen. Ja. Dis die duiwel se it's a tale as old as the Bible. En dis Sy eerste ding wat hy gedoen het was hy confusion create. Ja. Ja, jy hoef nie eens Het God dit regtig gesê? Ja. Het God regtig dit gesê? Ja. En die ding is ook die duiwel sal jou ook baie goed geken se 'n ou soos ek is 'n soft target vir hom en hy 'n vraag soos daai, het God dit regtig gesê? Ek gaan sit en soos en you know what I mean? So dis waar die Bybel jou voor die terug gee deur God obviously. Ja. Dis nie jou authority nie, maar dis al jy God se authority gaan access is die Bybel. Ja. Want jy gaan met so 'n vraag gekonfronteer word en jy gaan en soek vir iets in die sak. Maar ek sal, want ek voel ek kan die Bybel baie meer lees. My ouma het die ander dag message aan, ja, ek is nou deur die Nuwe Testament die derde keer en ek sê, okay, ek gaan maar weer begin. Dis insane. Ek is alweer deur Matteus. Ek hou vas by Markus 8. So ek het nog wel 'n ding wat ek agterkom dat ek idolize of maklik kan. Ek het 'n ding net vir filosofie en sulke goed. En soos hierdie Meister Eckhart wat ek deur die podcast ontdek het van James Finley. Toe kom ek agter ek het so erg daai die truths wat daai ou ek voel God gebruik mos maar ander ouens ook om net stade te plant wat stem uit die Bybel uit en goeders, maar ek kon baie vinnig nie ek nie, maar weer eens Rihanna, want soos jy nou saam maar werk, so ek gaan lees in hierdie quote. Jy gaan sê dat net nie te veel boeke oor die boek lees. Just be careful about that. Ja, dis ook dis waar, man. En nou vir afgod ek hierdie Meister Eckhart se interpretations. Ja. En dis is fair, maar dis ek kry dit ook maar net hier. You know what I mean? Like if it dude, ek sê altyd vir mense, if it points to God, if it points to the scripture, then it's good, né? Fair. En ek dink soos want John Eldridge sê vir my 'n ding want ek was convicted oor presies hierdie ding 'n paar jaar terug was ek heavy convicted oor hierdie ding want ek het baie tyd saam met God spandeer maar baie min tyd in sy woord. En te lees en toe ek heavy convicted begin voel oor dit en gestruggle met die conviction en te pinpoint kom hierdie conviction actually van die gees af of kom dit van die vyand af, is dit 'n accusation of is dit 'n conviction? Ja. En toe luister ek soos in die height of it, luister ek 'n podcast van John Eldridge toe praat hy van seasons of worship. En toe sê hy partykeer gaan hy 'n season in wat hy net sy quiet time is hy klim op sy fiets en hy ry vir 100 kilos en hy praat net met die Here of hy gaan hike in die mountains of sien noodwendig hy vat die Bybel. En toe sê ek soos dis awesome. Want dis wat ek nodig gehad het om te hoor, want ek was in 'n season wat ek nie so baie tyd in die woord spandeer het nie. En ek is nou weer in so 'n season. Ek lees nog steeds elke dag my hoofstukkie en ek sê nie dis wat jy hoef te doen nie, maar ek is soos in constant conversation met God. Soos dis nie dat ek nie met hom tyd spandeer. Right?
En ek gaan nog steeds baie na die woord toe as ek duidelikheid wil hê oor iets. En ek dink daai is 'n lekker plek om te wees. Dis ek sê ook nie weer eens, ek sê nie dis die ideal nie of dit is wat Christianity is of dit is hoe dit moet wees nie. Nee. Dis net waar ek is op die stadium. Ek dink God gaan almal se unique pursuits van hom gebruik in sy favor. Absoluut. En hy gebruik mense soos Rihanna in my lewe as 'n soundboard van serious scriptural truth waar ek kan gaan, as sy gaan, dude watch net. Ek sien jy Dis baie tyd nie, dan is ek soos heel fair, want ek weet sy value the stuff that matters in die faith. So ek value haar opinie oor sulke goed. Dis awesome om so iemand te hê, man. Dit is ook nice om daar te hê wat jy remind van dat God hier is al is hy besig om jou laptop se screen skoon te maak as hy langs is. You know what I mean? Like dis nice om van beide en ek voel hy gebruik maar almal se unique journeys om ander te remind van die ander kant van goeders. Dude, ek dink soos as die Bybel ons die Bybel ons redding was. Nee, dan sou baie min mense in die hemel gewees het. En as ek nou kyk nou soos ek dink nou spesifiek aan Enoch. Die Bybel sê een lyn oor hom. Die Bybel sê and Enoch walked with God. Enoch walked with God. God loved him and God took him. Dis al wat die Bybel sê van Enoch, né? Maar hoe het hy met God geloop? Vra jouself daai vraag. Hoe het Moses 'n verhouding met God gehad? Hoe het Jonah 'n verhouding met God gehad? Hoe is die skrywers? Noag, daar was nie 'n Bybel nie. Hulle het dit geskryf. Die Bybel was nog in werking, in wording. Maar nou kan jy devil's advocate gaan. Ons is nou op topics wat definitief mense, jy kan ook so 2 of so van hulle raakrap en in die 4de een is iemand wat iets sien en dan sit 'n comment debate. So kyk, bring die comments. Ek like it. Maar ek dink dan kan hulle nou redeneer oor so jy weet, blaas jy eie beeld nou want as God praat met jou soos wat hy met Moses het. You know, dis 'n baie statement. Maar dis is wat as hy doen. Ek weet nie. Is hy nie meer in staat om dit te doen nie? Dis my vraag aan daai mense. Is God not working anymore? Is ons nou weer in daai 400 jaar tussen die laaste koning en Jesus, right? Wat gaan aan? Het God homself onttrek van die wêreld? Is dit wat jy probeer sê? Mens kan net eenvoudig nie deny die like cemented en crucial plek wat die Bybel het. Like it's inescapable. Jy gaan anyway al vind jy God deur verhouding eerste, which would be a pretty cool way of finding the kerk, as opposed to baie van ons wat groot word in die kerk. You know, imagine finding him through a relationship first in a way. And it's so fascinating. En dan leer jy hierdie righteous side van hom, right? Maar imagine, hy het obviously soveel aspects tot hom en hy gaan sy pursuit tot jou gaan net so uniek wees soos jou net aan hom. Sy approach tot jou gaan so tailor-made wees net vir jou hart, you know. En jy kry ons wat hou van lees en die blote feit dat hy net kan lees in hierdie goed is so truthful en het praat met sy hart, ek gaan hom vervul en dan dink ek die ander is wat in 'n latere season in hulle journey met God die treasure vind van die Bybel gaan oopbreek. You know? Maar ek voel dis so, dit voel vir my so hard om te gaan, daar is net een way. En ek weet daar is scriptures wat sê weet die woord is die way en ons ek ontken niks van daai goed hier wat ek nou sê nie. Ek sê net wie is ons om Jesus kan reëls maak en hulle breek ook. Like in a way waar hy amper nie as reël breek nie. Soos in die sens van hoe hy 'n nuwe teaching kon begin teach in die tyd van toe hy daar was op aarde. Ek kan nie, ek het ergens iemand hoor vertel, ons 'n paar goed met ons wat moes gebeur, soos
Johannes die Doper wat hom acknowledge het, dit is Yes. een van hulle gewees en God se stem wat gepraat het, is 'n ander. Hy het soveel sulke boksies gaan tik Ja. wat hom in 'n plek toe gesit het waar hy kon gaan raai. Hier's 'n nuwe teaching, grace, Yes. you know. En dis sulke goedjies wat so oor ons koppe gaan, ons besef nie die nitty-gritty, ridiculous details van wat hy reg gekry het. Ja. Hy het reëls, dit voel soos rebel, maar hy het niks reëls gebreek. Ja. Like he did it Ja. in daai Jewish streng system. Het hy sy way gevind. Dit Ja. is Ja. geen mens sou dit kon regkry nie. Ja. Hy was mens, maar hy was Jesus, like I Ja. don't know. Ja, kyk, die ding is hy het doctrine gechallenge en ek dink dis die ding is kyk, ons altyd kan saamstem en ons laat ons dit net vir julle duidelik maak, is om die Bybel te lees is belangrik. Maar as jy in 'n season is waar jou godsdiens dalk bietjie minder Bybel het as wat dit op praise and worship byvoorbeeld het of gebed het, want gebed is net so belangrik soos om die Bybel te lees. Praise and worship dink ek is dalk nie net so belangrik nie, maar dit is belangrik. Verstaan jy, dit is daar's menigte male om in verhouding op te tree met jou vrou. Hoekom sal dit anders wees met Jesus of met God, right? Want hy het relationship gemaak. Hy het die relationship tussen pa en seun, ma en dogter, ma en seun, broer en suster. He made it, right? En elke een van daai relationships is uniek. Hoekom sal ons relationship met hom dan net verstaan jy, want die ding is ek kan jou nie judge omdat jy nie relationship doen soos ek nie. Verstaan jy? Ek kan jou en hier is die ding wat ek eintlik wil sê is, as ek en jy kan saamstem op die fundamentals, die core van ons belief is Jesus Christus is die seun van God. Hy het aarde toe gekom, hy 'n mens geword, hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan uit die dode uit. Ons is in regstanding met God. Dis die basis van al faith. As ek en jy daaroor kan saamstem, great. Ek oor niks anders hoef ons saam te stem nie. Jy hoor wat ek sê? Ja, dis waar. Ek kan jou nog steeds lief hê. Al glo jy in kleindoop en ek glo in grootdoop. Dis waar. Of al glo jy in mid-tribulation en ek glo in post of pre-tribulation. Whatever, maar ons sal argumenteer oor die stupid goeters. Al stem ek en jy saam oor daai fundamentals van Jesus Christus. Die ding wat ons sê waar Christendom so fascinating maak is al die verskillende kerke. Dis so interessant. En ek wou sê gepraat van dat God homself kan openbaar in verskillende wyse en verskillende tye in jou journey met hom. Daar's in hierdie weer eens die podcast oor die mystics en ek het toe 'n tweede season weer geluister want dit vat 'n rukkie vir my om te grasp wat gesê word. En dit was van 'n ou met die naam van Saint John of the Cross. Saint John of the Cross. Soos hy was ook some sort of a mystic. En hy het gesê hy het hierdie konsep gehad wat hy genoem het the dark night of the soul en hoe hy dit verduidelik is hoe God soms jou die usual goed wat jy is die woord consolidate getroos het en goed. Sal hy van jou wegvat om jou 'n nuwe way te leer weer na hom toe soms. So hy het dit verduidelik in so 'n mooi way waar imagine jy raak aan die slaap op 'n roeibootjie in 'n hawe en jy is vasgemaak, jy weet aan die kant. En Jesus kom en saggies maak hy dit los en hy stoot jy so saggies in en jy word wakker in die middel van die see. Dan gaan hy, dis presies wat ek jy weet, so soms gaan hy hardloop jy altyd na hierdie mantra kind of stuff toe. En ek gaan gou net laat jy ervaar wanneer daai nie meer vir jou bring wat dit het. Verstaan jy? Soms voel ek hy try ons coach in a better way and absolutely met obviously die mooiste liefde, maar die hele idee van wat hy sê the dark night of the soul voel so erg en te scary, maar hy sê as jy deur dit stap, is daar obviously 'n insane virtue wat agteraan kan. En die leer mens dan was 'n unshakable, ek like that. Groot ding gehad met as ek dit
om te vra, jy weet dat God, jy weet, soos wees hier, soos dit teenwoordigheid duidelik maak aan mens, of hy dan nou doen of nie, of ek my verbeel of nie. Daar was 'n ding vir my lank terug, en toe het ek een keer ook 'n ding gelees van 'n ou wat net die obvious tyd en gesê het, ek het wel, dis nie so obvious, daar's mense wat, ons moet verskillende ways om te dink aan God, en die een is God as ground of being, in die sens van, hierdie klink na 'n verkeerde statement, maar dit is nie, as jy offended is, dan verstaan jy wat ek sê, dat God as ground of being beteken, God bestaan nie, hy is bestaan. Hy is bestaan. So hy is die force wat alles in bestaan in God. Wel, lees in jou Bybel, gaan lees die storie van Moses in die brandende bos waar God sê ek is. Want dit is bestaan. Ja. En toe ek dit klik, dis ek soos wel die blote feit dat ek hier is, is 'n bewyse van sy bestaan. Want as hy homself moes remove van alle living beings of vanish ons in 'n oomblik. En dis ek soos wow. En dis ek hoef nooit separation from God. En dis ek soos ek hoef nooit weer daai dilemma te hê. As ek vra God wie is hy, dan kan ek maar myself troos en weet hy is. Ja. En dit is my so, weet jy wat ek laat daai punt en ek wil teruggaan na jou vorige punt toe, want jy het iets gesê wat vir my so cool was, en dis iets wat ek I came to the conclusion of, right, en dit is soos, God is baie, ek is die laaste paar jaar deur 'n helse tyd, ek het my werk verloor en also goed, ek wil nie in dit ingaan nie, die mense ken al die storie, maar ek het in daai tyd besef, God is baie meer ingestel op my redding, as wat hy ingestel is op my welstand. En toe, man, hier's die cool ding, daai gesegde het ek nou al so baie in hierdie show gesê, want ek besef dit in die stories wat hier uitkom, want die mense gaan deur ongelooflike goed, maar as hulle by God kom, dan sit soos Eureka, right? Eldorado, City of Gold, verstaan, en dit soos, ek lees die ander dag in Korintiërs, en daarso is die geval in 1 Korintiërs 5, van die kerk van Korinthe wat vir Paulus 'n brief skryf, waar hulle vir hom vra, wat moet hulle doen met hierdie sekere ou wat besig is om in 'n sexual immoral relationship te leef. Hy's 'n gemeentelid en hy slaap basies met sy pa se vrou. So met sy skoonma of so ietsie. Ek kan nie presies gaan lees dit julle. Paulus skryf en hulle vra van wat hulle moet doen, en Paulus skryf basies vir hulle terug, julle weet nie wat julle moet doen nie, maar kom ek sê vir julle wat julle moet doen. Bid laat sy vlees oorgegee word aan Satan, sodat deur die breking van sy vlees, sy siel in die day of judgment gered kan word. Yes. Ek kry hoendervleis van hoe scary is daai idee, laat die kerk, Paulus, wat die stigter is van die Korintiërs kerk, en baie ander kerke, en sê, ek weet nie of hy die stigter was van die kerk in Korinthe nie, ek die track daai statement, maar hy het kerke geplant, en hy het briewe geskryf aan hulle almal, en hy sê vir hulle, gee daai oor aan Satan, want is beter laat sy vlees moet vergaan, as wat sy siel vergaan. Dit tap en op weer eens. En dan sê ons Charlie Kirk was 'n bigot en 'n racist, maar kyk wat het Paulus gedoen. So, sorry, net eintlik lang storie kort, daai ding wat jy gesê het van discomfort en hoe belangrik dit is vir ons, is super belangrik. Dit is it's everything. Want God sal liewer ons gemak van ons af wegvat, hy sal my paycheck van my af wegvat, as dit gaan beteken dat ek by hom gaan wees vir eternity. Eerder as wat hy my paycheck los, en ek is nie by hom vir eternity nie. So wat sal ek eerder vat, 'n cushy life op aarde, of eternity saam met hom? Dis dit daai en op soveel goed, so hierdie mystics journey van my, dit was 'n hele deur laas jaar, het ek Meister Eckhart en James Finley wat lees oor Meister Eckhart goeders, baie gestudie, en het my regtig baie gehou. James Finley het so mooi sê ding, wat hy dan baie repeat het, en dit was, God is die half
God is die force wat ons beskerm van niks, maar sustain deur alles. Daar is nogal 'n ding, daar gaan jy nie uit die valley uithaal en gaan jy sustain deur hom bly. Maar dis tough. Ja. Mens wil by jy met net goed wegvat, mens wil net take it away. Dan gaan jy wegvat. In die sens van, want daar's 'n virtue wat wag. Ja, exactly. En 'n ander ding wat Meister Eckhart ook in sy boeke van praat is veel beter vir die body om 'n vinger te verloor. Ja. You know what I mean? Like, Ja. en die vinger sal gladly homself opgee Ja. vir die Vir die greater res. good van die body. Ja. En dis wat Paulus daarop ingetouch het. Ja. Ek meen dis wat Jesus van sê. Dis net die Say if vinger. your eye causes you to sin, pluck it out. En dit is hoekom baie van hierdie, ek voel, veral imagine nou hierdie philosopher of mystic skrifgeleerder in die 1300s. Jy moet hoor, soos van daai statements is so cutthroat, Ja. so of so. Dude, ken jy John Eldridge? Nee. So hy het daai boek geskryf, het ek hom hierso. Ja, daar is ek het 'n paar van sy boeke, maar hy het daai Wild at Heart geskryf. Ja. Maar hy het nou sy nuutste boek, is Ordinary Mystics. Wat hy praat van hierdie ouens wat jy so noem. Want die hele tyd soos jy die name noem, dan sê ek soos jy, dit klink so bekend. Oh wow. Ja, dit het my Maar ja. Wat cool is van die mystics is nie cloistered Ja. ouens nie. Van hulle het geleef en gestap dorpe toe vir hulle dinge. Ja. Maar dit nog soveel meer profound maak laat Maar- hulle cool. Maar selfs die woord mystics is soos vir party mense, Makkies. waar raak hierdie ouens? Ek weet. Waar Ek praat weet. hierdie mense? Ek En weet. dis soos sy hele eerste chapter, moet hy eers die woord mystic oopbreek, Ontleed. laat mense verstaan Ja. why gebruik hy, gee hy hierdie titel aan hierdie mense. Ja. Sê Kyk, dis as nog ek praat Meister Eckhart en St. John of the Cross, dit is half, hulle het gepreek uit die Bybel, uit Ja. pure Bybel, dis Ja. die hele tyd scripture op Yes. scripture op scripture op scripture. Yes. It's not a weird title, I guess. Ja. Maar, Ja, maar ek dink is net 'n bad connotation. ja. Want mystics klink vir Dit ons klink soos, bietjie, you know, van 'n satanic cult member of iets. maar glad nie dit nie. Ja, exactly. En ek het net gelou, ek sal vir jy gaan vir jou bombard met 'n paar. Dat stuur vir my, Ja, asseblief, ja. Van daai goed, jy sal net sulke passages dan daai ding sal vir jou heeldag besig hou Ja. in jou kop. Ja. Ek love dit, dude. En ek dink dis die dinge soos die ek het nooit besef wat die Bybel bedoel van homself dat hy sê die woord is lewend en kragtig nie. Want as jy en om 'n die simpelste voorbeeld te gee van soos jou ouma wat nou gesê het sy het nou net die Nuwe Testament vir die 3de keer deurgegaan. Ek beloof vir jou, elke keer is dit iets nuuts. Ja. Daar is nie een keer wat jy 'n Dis boek waar. of 'n skrif of selfs 'n versie lees en dit beteken net presies dieselfde vir jou in daai stadium Nee, dit as wat dit die vorige keer gedoen het. die whack ding is van omdat jy soos tyd aangaan verander, als dit hoe klein voel dit vir jou, Ja. maar jy is te naby om te besef. Ja. Die tweede keer wat jy daai vers lees, is jy 'n ander mens wat hom lees. Ja. As jy dan dink. Ja. En dan soos ek en jy nou nog gepraat het voor die kamera begin rol het van hoe amazing dit is dat Jesus se woorde so eternal Dit en is relevant is en My mind blown. Ja. Laat dit van, jy kan vir hom 70 angles uitdink. Hy gaan klop. ja, exactly. Doesn't matter how you think about it. Ja. It's gonna work. Dit breek Ja. my brein. Ja. En ek streef na daai Ja. tipe wysheid en dan nou daai is nie hardse wysheid nie. Nee, dit glad Glad nie. nie hardse wysheid. En ons kan dit hê, man. Dis die ding, ons kan dit hê. Ek het ja, daar's nou so baie wat in my kop aangaan. Daar's nou so baie wat. Dis 'n klaar weer die gesprek. Dit is so cool, ou man, dit is dis die excitement van 'n life with God. Ja. Dis die mystery, Bob Goff is ook 'n skrywer. Hy het 3 boek geskryf, Love Does, nê. Nee. Daar's baie mense wat nie soms sy doktrine stem en goed nie, maar ek love sy outlook op die lewe en Okay. oor Christendom en hy is net soos die lewe is 'n party. Dis nie en ek praat nie van party Ja. nie. Ek praat van soos hy praat van whimsy. Okay, Whimsy, jy weet die woord whimsy, dit Ja. is mysterious en Ja. dit is soos
dit moet ons excite om nie te weet wat môre gaan gebeur nie. Ja. Right, hy's daai tipe Christen is soos, maar ultimately everything is in God's hands. Hoekom kan ons nie hom trust nie? Hoekom worry ons oor môre? Jesus sê dan vir ons moenie worry oor môre nie. Right? Hy sê vir ons, don't worry about tomorrow, for today, tomorrow has its own problems. Ja. Hy sê, worry oor vandag. Ja. Doen wat jy moet doen vandag. Ja. En ons is altyd caught up in môre en volgende week wat ek die naweek gaan doen, wat daai troue wat kom, daai gig Mense wat kom, moet daai bietjie- kliënt wat moet kom, of whatever, verstaan jy? Jy moet bietjie gaan check oor mense wat praat oor the eternal now. Ja. En hoe as jy regtig heavy in theory ingaan, dan bestaan net die now eintlik. Want die past en die future is eintlik net. Dis die een is verby en die een kom nog. Ja, maar in a weird way, they only exist in the now. Ja, ek hoor jou. Is dat verstaan? Ja, ja. Jy moet hoor ek praat mense oor Ja, soos ja. net present is. Dit maak sin, ja. Dis so interessant vir my seker goed. Maar dit is soos die past en die future steel by ons, Ja. né? En ek sê nie jy moenie terugkyk nie, want Nee, jy kan verseker terugkyk, maar dit is soos jy sê dit exist nou. ja. En maar al hoekom dit exist, want dit is hier in jou kop. Exactly, ja. Dis Want so. dis jou herinneringe en ja, daar's boeke en goeters en die Bybel wat history verduidelik en al daai stuff en dis cool, right? Ja. Maar as ons nie nou hier is nie, as ons nie nou meer hier is nie, nou, Dan is daar as God nou die wêreld laat vergaan en hy kom haal almal of hy wat ook al hy besluit hy doen, dan beteken die Bybel eintlik niks vir ons hier nie. Ja. Jy hoor wat ek Ja, sê, ja. die history van die aarde beteken niks as ons nie hier is nie. Dis waar en die Bybel is bedoel vir ons. Absoluut. Ja. Die Bybel is geskryf en hy sê, dit is hoekom hy sê, die Bybel is ingegee, inspired by God and good for reproof and the teaching and reproach and al daai stuff, Ja. right? A correction. So die Bybel is goed, maar is vir ons. Ja, ek hoor jou. Daar's obviously bevat 'n truth wat everlasting is. Ja. Tot in ander dimensies sal dit waar bly. Ja. Maar daar's ook van dit wat voel ek regtig net vir ons was. Ja. Want dit is applicable op aarde en Ja. tyd en Ja. hierdie construct wat ons in leef. Ja, exactly. Dis die ding is soos daar's 'n verskil tussen the word, want the word is God. Ja, dis ewig. Yes. Right. But the Bible, Ja, ek en hoor dit sê. hierdie is the word of God. Ja. It is the word of God, so it's the truth, Ja. but it's still only a book. Yes. Hierdie ding, hierdie fisiese ding wat nie in my hand is. Ja, fair. As God ons kom haal, het ons nie meer use vir hom nie, vir ja, dit nie. Ja. Dan is ons by die woord. Kyk, die boek homself sal nes ons ook stil word. Ja. Maar die waarhede gaan nes ons siele Ja, exactly. bly. Dis die ding. Ja. So dit is ja, anyway, dis 'n cool konsep daai. Ek laat sulke gesprekke, maar vir die mense wat sê altyd ek ken mense wat net uitfreek net oor die feit dat so gesprek gehef word. En hulle is dus en ek voel mense laat ons net hypothetical goed entertain, bietjie, dis fun. Laat ons dit hê. Ek weet dit maak nie saak. Ek weet hoekom dink julle aan dit maak. Dit verander niks. I know this, maar dis fine. Dude, hier's 'n ander gedagte wat die mense dalk meer excited sal maak. En dit kan dalk ons laaste topic wees. Hoekom praat ons nie meer oor die hemel nie? Soos imagine dit, né? Ja. En ek het 'n boek gelees ook ek dink dit was op John Eldridge actually. Ek refereer hom nou baie in hierdie episode, maar ja, ek dink dit was hy het 'n boek geskryf Everything New. En dan praat hy soos oor Tolkien en C.S. Lewis. Ja. Die wêrelde wat hulle geskep het soos Lord of the Rings en Narnia. Ja. En hoe insane hierdie wêrelde is en dan maar in elk geval die hele premise van die boek is imagine heaven, right? Dit is soos hoekom doen ons dit nie meer nie? Hoekom het ons nie hierdie gesprekke en ding soos ja, daar's wat die Bybel sê oor die hemel van die strate van goud en die by die hekpoorte met die stene en die dondoof, jy weet al daai goed en dit klink insane, right? Hoe die hemel of die nuwe Jerusalem beskryf word en goed. Maar soos het jy al ooit daaraan gedink en dit is iets wat ek nou al vir 'n rukkie, ek doen dit met my kinders.
Ek sê vir hulle, wat is die coolste ding wat jy nou kan imagine wat dalk in die hemel gaan wees? Ja. Right, en dis soos dan is dit soos ons kan onder water asemhaal en dude, maar soos dit ja. Maak dit jou nie pumped nie. Dis soos kan jy imagine soos een van die goed wat ek kan nie onthou of ek of my laaitie was nie, maar hy het gesê soos teleport. As jy soos want die reality is ek wil nie te veel in soos die eskatologie ingaan nie, maar die Bybel sê die nuwe Jerusalem gaan afdaal na die aarde toe. Right? So ons gaan eers in die aarde wees en dan sal die 1000 jaar reign van vrede van Christus. Kan jy imagine, jy wou nog jou hele lewe lank die Alpe gaan besoek en jy bly in Suid-Afrika en jy soos, ek wil nou Alpe toe gaan en jy sê soos, poep, en jy is in die Alpe. Dis 'n great konsep. Wat kan jy imagine? Ek love dit. Soos, hoe cool moet dit wees? Of soos om musiek te kan manifest sonder ek het nog gedink as mens die physicality aspect van dit moes wegvat. Om net musiek te kan manifest. Dit moet net wees. Soos jy straal net musiek uit. Ja, that's cool. Or whatever. I don't That's know. cool. I like that. Ag, ons kan altyd, dis fascinating. Ek nog 'n controversial figure, Rob Bell. Hy het mos I don't know maar video's gemaak. Ja, en toe hy nou onlangs het hy daai, hy doen homself jy weet ministry of deur sy podcast en goed, maar dis baie meer net soos hy chat net, so as hy op eindig om oor die Bybel te chat daai dag en doen hy so, maar hy chat baie keer ook net oor experience van die dag of whatever. Maar hy het gesê as hy boeke skryf wat fictional, nou het hy begin fictional boeke skryf. En hy sê sodra hy dit doen, dan for some reason kry jy altyd e-mails van mense wat dit laat mense fokus op goed hier. So hy praat van hierdie made-up wêreld en dan kry jy altyd goed van hierdie profound stuff wat mense besef van aarde of soos van hier wees. En dan skryf hy hierdie boeke oor hierdie constructs van jy weet die hemel en soos hemel en hel en sulke goed. Dan of nee, dis andersom, die hemel en hel goed. Hy draai boeke skryf wat hy wil hê moet fokus op nou. Yes. Op 'n fiksheid oor wat kom na dit. Ja. Maar dan is dit andersom. En dan skryf hy boeke waar die andersom is en dan switch ons dit weer op. Ja. So hy sê hy sukkel om te verstaan of hoe kom dit gebeur. Die human psyche en ja, maar dit ek dink baie keer soos ek kan nie praat vir Robel nie, maar ek dink baie keer in so 'n geval is dit as mense actually toelaat dat die Heilige Gees deur hulle praat. Dan gebeur daar profound goed wat ons nie kan voorsien nie. Ja. En ek is al baie keer en ek sê nie die Here praat deur my en seker goed nie, maar ek het al baie keer dan sê iemand vir my soos jy het dit gesê op daai show en dan sê ek soos ek kan dit nie onthou nie. En it doesn't ring a bell, right? En dan sê ek soos maar ek meen ons het gebid vir hierdie en ons doen dit vir elke episode vra kom lei ons in gesprek. Moenie laat dit oor my of oor die gas gaan of oor Hansman. En ek glo baie keer praat die Here deur ons. Right? En hy lei die conversation in rigtings in en daar is dalk net weer eens 'n kliseë dat daar een ou daar buite is wat hierdie ding kyk en hy moes dit vandag gekyk het of gehoor het of wat ook al en dit is vir hom bedoel. Ek dink ook God inspire gesprekke om in rigtings in te gaan soms en hy weet dalk ook ons is soos ons sy intervention in so 'n sens so subtle soos ons net inspire met 'n idee is soos 'n chemical reaction met ons volatile human breintjies wat draai ons beste doen nie so so hy gaan wat van hierdie thought ons kyk wat doen hierdie twee humans met hierdie en dan gaan probably miss maar let's just see what happens dalk het hulle dit jy weet wat ek sê ek dink dit as hy ons so op 'n pad sit op 'n topic is hy ook compassionate teenoor ons in die sens van hy verwag nie ons moet dit net snap en ek soos ek gesê het is baie versigtig om in ek wou hom sê in sy naam te praat want ek voel ek is dead sure
as ons 'n call kon maak op 'n caption van een van die video's en sê point 'n paar goed uit wat Roan mis het. Sal jy 'n fair paar comments kry. You know what I mean? So ek ook. ek's redelik bang vir sulke goed altyd. Being a very opinionated mens. Ek het my opinies en ek glo probably van dit is real. Maar ek weet ook ek kan dalk verkeerd wees. Dit weet jy wat nee. Ek wil ek sal afsluit met hierdie gedagte julle. Ek sit die naweek in die Drakensberge by 'n troue. En twee van ons vriende trou. En ek sit daar so man en hulle trou op so koppie in Cathedral Peak, nee, en dis is die awesomeste setting gewees. En soos om ons is ons net omring deur die Drakensberge en is man, ek sit daar en die Here sê vir my weer eens. Ek sê nou, hy sê vir my, maar ek ervaar dit in my gees. Soos jy het geen idee hoe groot ek is nie. Nee, dis al. Net soos you have no idea. Ja. En ek is soos Here. Want ek wil nou soos ek raak emotional. Want ek meen, ons hou onsself op met die simpelste strooi partykeer en mense wat soos hierdie show kyk en dink nie net die excitement in ons kan sien en ons liefde vir God nie, maar die foute sal uitwys en kind of en ek dink dis waar jy nou sê waar God compassion het met ons, grace het met ons en hy sien ons harte en hy sien hoe excited is ons oor hom en hoe ons oor hierdie goeders praat om nader aan hom te kom. Dis nie noodwendig reg wat ons sê nie. Niks is 100% spot on nie, nee, maar ek meen ek sit daar, sorry, ek wil net vinnig, ek sit daar in daai en ek kyk vir daai berge en ek meen daai goed's huge. Dit voel dis so crazy om in so 'n setting te wees want jy voel inne, maar jy voel ook heavy ver van dit. Dis soos hierdie berg is hier, right, soos hierdie dak hier is. Maar daai ding is 'n kilometer weg. Verstaan jy? Dit is soos en God sê vir my en nie weer eens ek gebruik dit nou baie ligtelik, maar hy skets hierdie prentjie van daai berg is nou vir jou en uit jou point of view is daai berg so groot. Maar gaan staan jy op die voet van daai berg. En dan is jy 'n spek. En ek is net soos man, dis so humbling en ek het dit nodig dat God my humble soms. God is infinitely weer eens een van daai cool quotes wat hier eens opkom, maar God is infinitely meer as enige idee wat ons kan opkoop. Infinitely meer as dit. Ek laat dit om dit te onthou. Dit is insane. En ek wil net sê, laaste ding wat ek kry die prentjie terwyl ek kos sit, en ek is soos, my vrou vra my actually, hoe dink jy het hy hierdie gemaak? En ek is soos, ek imagine, soos 'n seentjie, ek het nie God as 'n seentjie imagine nie, maar ek imagine hierdie seentjie wat in 'n sandpit sit, en hy vat die grond so, en hy maak so, om soos 'n rif te maak, en ek dink, ek sê nie dis hoe hy dit gedoen het nie, maar ek imagine net God is so infinitely huge. Ek meen, hy het dit gepraat en die goed het gebeur, hy het nie fisies noodwendig sy hande gelig nie, dalk het hy, ek weet nie, ons sal eendag weet, maar ek imagine hy het net die grond so gevat en so gemaak, en hy het hierdie berg gevorm, en is soos, hierdie ding wat my stom slaan nou, is deur iets gemaak wat dit met sy vingers vry gekraai. En die craziest ding is, die konsep van 'n berg het nie eens bestaan nie. Ons is wel hierdie groot ding, en hy was so, ek het nou uitgedink, dis so Wow is me, man. Dis crazy, dis soos ek dink aan Jesaja 6, wat God vir Jesaja uit die aarde uitvat in die hemel, en hy sit hom so voor hom neer, en die eerste ding wat in sy kop ingaan is, woe to me, I'm a man of unclean lips. Verstaan jy, hy is dadelik confess hy, want hy kan nie sy donkerte, die bietjie blemish wat in hom is word weggebrand deur hierdie glory, en al wat hy kan doen is sê, maak my eerder dood, want ek kan nie in hierdie presence nie. Dit is something. Maar man, dit was 'n awesome chat. Dit was lekker. Wil jy nog iets deel, of nog iets share, of 'n laaste gedagte, of? Dit was regtig cool. Dit was lekker. Thanks man, dit was net 'n geek session eintlik. eintlik. Ek het dit geniet.
Ek sal weet as jy deur al jou opsies vir guests is. Ja, ek sal jou vandag terugnooi want ons het nooit eers Roan se storie gehoor nie. Maar partykeer is hierdie nodig en dit het al voorheen gebeur. Ek het al een keer Willem, Joe se broer. O, ja. Hy het al so 'n paar keer kom kuier en Cool. soos die eerste een keer het ons hierdie topic en ons wil dit doen en ons wil en hy kom sit hier in die studio en hy sê vir my bra, ek moet confess. Ek is leeg. O, wow. Ek het niks om te gee vandag nie. En ek sê dis net ironic want ek is selfde. En ons praat net oor die Here, soos wat ek en jy nou gedoen het. En toe dit was dit was so opbouend en stigtend vir my, net soos wat hierdie nou was. Soms het ons net nodig om excited te raak oor Jesus. Ja. So, ja. Ek dink as al tyd is vir dit, is dit nou. Ek gaan nou nie maak asof ek some sort of activist is nie. Maar soos die Charlie Kirk ding het vir my persoonlik laat voel, dis 'n time vir jy vir sulke tangents afgaan. Is dit nou? Ja, dit is so. Maar ja, thanks buddy, ek waardeer dit. Dit was regtig 'n awesome chat. Ek het dit baie geniet. Ek voel sommer nice. Ek voel pumped en excited oor die lewe en ek hoop julle doen ook. En ja, thanks dat julle ingeskakel het. Dis al wat ons het vir julle vandag. Daar was nie 'n miraculous storie nie, maar ek dink partykeer om te droom oor nie te droom nie, maar te geek, as ek dit so kan sê, te geek oor hierdie awesome God wat ons serve. Ja. Dis ook nodig. Ja, dis ook nodig om net. Ja, anyway, ek gaan nie nou verder geek nie. Dankie dat julle ingeskakel het en ja, ons hoop julle het Roan se chat geniet en ons sien julle in die volgende episode. Totsiens julle. Nice.